So bly julle is terug om na nog een van Jesus se pragtige preke te luister. Hierdie ene handel oor suurdeeg. As jy 'n kombuisvrou is, dan weet jy waarvan praat ek. Die groei van die koninkryk van die hemel. Groei is deel van God se plan. Krag van bo wat in die hart geplant word, verander die lewe. Dit is waarna ons gaan kyk. Die gelykenis is op Matteus 13 vers 33 en Lukas 13 vers 20 gebou. Kom ons kyk. Hy het hulle nog 'n gelykenis vertel. Kan jy sien hoe sit die mense daar by die see van Galilea, Kapernaum? Hulle luister. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. En daar was miskien 'n vrou daar naby wat daar in die agterplaas met hierdie tipe werk besig was. Verder het hy gesê, waarmee sal ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is so suurdeeg wat 'n vrou geneem en in 20 kilogram meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Kry jy die prentjie? Ja, jy stoei maar daai met die meel. Geleerdes, invloedrykes en nuuskieriges en die gewone mense het na die profeet van Galilea kom luister. Kan jy daai groot gehoor sien? En hierdie groot menigte was daar, alle klasse van die samelewing, die armes was daar gewees. Jy kan dit sien in hulle klere. Die bedelaars, ongeletterdes, krimineles, immoreles en sakemanne, klomp skynheiliges, almal het om Jesus saamgedrom om te luister. Nog nooit het die wêreld sulke preke gehoor nie. Ons lees dit, maar ons hoor nie daai musikale stem van Jesus nie. Die Heilige Gees wat deur hom gevloei het nie. Terwyl geleerdes die besondere byeenkoms evalueer, vra hulle vir hulself die vraag, is die koninkryk van God uit sulke materiaal saamgestel? Kyk na 'n klompie disipeltjies daar. Jesus het hulle skeptisisme deur middel van 'n gelykenis aangespreek. Hy was 'n goeie spreker. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou gevat het en in 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Hier het jy 'n baie interessante proses. Onder die Jode was suurdeeg met tye ook as 'n simbool van sonde gesien. Maar jy kan dit anders ook gebruik. Tydens die Paasfees moes die mense suurdeeg uit hulle huise verwyder, soos wat hulle sonde uit hulle harte sou verwyder. Jesus het sy disippels gewaarsku, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. Dit is gefeinsheid. So, suurdeeg het ook 'n negatiewe konnotasie. Paulus verwys na die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde. Maar in Jesus se gelykenis egter stel die suurdeeg die koninkryk van die hemel voor. Dit illustreer die lewegewende krag van God in die lewe van die sondaar. Ek wil dit net weer herhaal. Die suurdeeg illustreer die lewegewende krag van God in die lewe van 'n sondaar. Niemand het so laag geval dat God hulle nie sal kan help nie. Hy bel my, sê my vrou is in 'n toestand. Sy voel sy is te onwaardig, sy is te sleg, die Here kan haar nie help nie. Die verlore beeld van God kan in elke mens herstel word. Is dit nie mooi nie? As hy of sy die Heilige Gees toelaat om hierdie werk in hulle harte te doen. Die evangelie is goeie nuus. Bid asseblief dat die Here dit in jou hart en in my hart sal doen. Daai beeld. Die verandering kan beslis nie deur ons pogings plaasvind nie. Ons besit nie net die vermoë om daardie verandering teweeg te bring nie. Ons besit dit net nie. Die suurdeeg, iets buitekant onsself, moet in die meel van ons harte geplaas word om daardie verandering te bewerkstellig. Is dit nie pragtige beeldspraak wat Jesus gebruik nie?
Die genade van God moet deur sondaars aanvaar word, voordat hulle vir die koninkryk van glorie gereed sal wees. Ek moet sy genade aanvaar. Al die akademie en al die kultuur van die wêreld kan nie 'n gevalle kind van sonde, 'n kind van die hemel maak nie. Hy kan dit doen vir ons. Kom ons laat hom toe. Almal wat gered sou word, hoog of laag, ryk of arm, moet aan die werking van hierdie goddelike mag onderwerp word. Net so suurdeeg wat met meel gemeng word, van binne na buite werk, so is dit ook wanneer die Here in ons harte deur sy genade ons verander. Van binne na buite, nie van buite na binne nie. Die vernuwende energie moet van God afkom. Die verandering kan uitsluitlik deur die Heilige Gees plaasvind. En 'n mens moet hierdie dinge aanvaar. Elkeen wat gered wil word, moet aan die invloed van die Heilige Gees blootgestel word. En as hy met jou praat, luister en doen wat hy jou vra. Soos wat suurdeeg met die meel meng en van binne na buite werk, so ook by die vernuwing van die hart. Die genade van God vernuwe ons lelike lewe in 'n mooi lewe. Dis nie nodig om eksterne veranderinge aan te bring om in harmonie met God te wees nie. Daar sal niks met hierdie broodmeel gebeur as jy dit net so gaan los nie. Die miet sal oorneem. Ek het al baie miet in die meel gekry. Maar as jy die suurdeeg inwerk, gaan daar 'n wonderwerk gebeur. Soos 'n prentjie. Gooi die suurdeeg in hierdie meel. En 'n wonderwerk gebeur. Daar is baie wat probeer om slegte gewoontes te versaak. Ek vra vir hom, hoeveel keer jy opgehou om te rook? Hy sê, joe, baie keer. Hulle hoop om op hierdie manier kinders van die Here te word. Maar hulle begin op die verkeerde plek. Ons moet met ons hart begin. Om te bely is een ding, maar om die waarheid te besit is 'n heel ander saak. 'n Blote kennis van die waarheid is nie genoeg nie. Ons probeer om die gebooie van God te bewaar omdat dit van ons verwag word. Maar dit sal net 'n las sonder vrede vir ons wees. Ons moet nie kyk na alles, die suurdeeg. As gehoorsaamheid vir ons 'n las is en dit met 'n sondige neigings bots, moet ons weet iets is verkeerd. Ware gehoorsaamheid is die gevolg van iets wat God in ons harte doen. Daar ontstaan 'n liefde vir geregtigheid en 'n liefde vir die wet van God. 'n Diepe lojaliteit aan ons dierbare verlosser word gebore. Die suurdeeg moet in ons lewe inkom. Om die regte ding te wil doen, omdat dit reg is, en omdat dit die hart van God bly maak, is so belangrik. Dit gaan oor hom en nie oor onsself nie. Ons is magteloos. Laat toe dat hy jou lewe kom mooi maak. Die groot waarheid van bekering deur die werking van die Heilige Gees kan in Jesus se gesprek met Nikodemus waargeneem word. Iewers daar op Olyfberg een nag. Jesus antwoord en sê vir hom, en hy kyk vir Nikodemus in die oë. Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, nou dis die geleerde godsman hierdie kamersdag. As iemand nie weer gebore word nie, ou netjie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hoe het Nikodemus op hierdie voorwaarde gereageer? En hoe reageer ek en jy op Jesus se woorde? Wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie, Nikodemus.
hou Niklaas. Hy praat met hom daar in die nag. Die wind waai waar hy wil. Kan jy sien die takke, Nicodemus? En jy hoor sy geluid. Maar Nicodemus, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. Soos elkeen wat uit die Gees gebore is. Paulus wat ook oor die werk van die Heilige Gees skryf, noem die volgende. Maar God, dit is so mooi, wat ryk is in barmhartigheid, biljonair, het ons deur sy grote liefde, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons nog dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Die suurdeeg. Uit genade is jy gered. Jy kan jouself nie red nie. En saam opgewek en laat sit in die hemele in Christus Jesus. Sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is jy gered. Dankie tog daarvoor. Deur die geloof. Geloof het altyd 'n voorwerp. Ja. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Die het gekry. Die suurdeeg wat in die meel versteek is, werk onsigbaar om die hele massa onder sy rysproses te bring. Die hele massa. So werk die suurdeeg van waarheid ook ongemerk om ons harte om verkeerde neigings te beheer. Ek is so bly daaroor. Nuwe gedagtes, nuwe emosies, nuwe motiewe word in die hart gebore. Het is wonderwerke. Ons moet net die Here toelaat om dit vir ons te doen. Die nuwe karakter is die lewe van Jesus. Ons moet hom weerkaats. Die verstand word ten goeie verander. Nuwe fisiese, geestelike en verstandelike vermoëns maak hulle verskyning. Wat? Dis die mooi mens wat hy van ons wil maak. Die mens word nie net met nuwe vermoëns toegerus nie, maar die vermoëns wat hy het, is nou geheilig. Vir hy selfde talente wat jy het, maar hy heilig dit nou net. Die gewete word meer sensitief. Ons word met karaktertrekke toegerus, wat ons in staat stel om God te dien. Mense, mag daai suurdeeg ons hele wese infiltreer en mooi maak. Dikwels ontstaan die vraag, waarom is daar dan so baie wat beweer dat hulle die woord van God glo? Maar mens kan nie die verandering in hulle taal gebruik, hulle gesindheid en hulle karakter sien nie. Maar hulle sê hulle is Christene. Waarom is daar so baie wat nie teenkanting teen hulle doelwitte en planne kan vat nie? As jy hulle teëgaan, kan dit nie vat nie. Jy weet daarvan. Wat van mense wat 'n onheilige hier meer openbaar en wie se woorde bars, aanmatigend en beledigend is? As hulle is Christene. Maar kyk na hulle lewe. Dieselfde eie liefde, selfsug, ontoegeeflikheid, dieselfde meer en snydende woorde wat in die wêreldling gesien word, kom ook in ons voor. Ag, tog. Dieselfde valse hoogmoed en trots, dieselfde toegee aan natuurlike drange, wat by die onbekeerdes gesien word, is bewyse dat hulle nie bekeerd is nie, en ons is nie bekeerd as ons so optree nie. Ons het nie die suurdeeg van die Heilige Gees, die suurdeeg van waarheid toegelaat, om ons in ons harte te werk en ons mooi te maak nie. Ons moet dit doen. As ek soos hierdie kruikie roer my niet plant, wat 'n onaangename reuk afgee, as dit aangeraak word. Stink ek, as jy my ontstel. Dis 'n rookplant hierdie. En nou het ons ook die uitdrukking, kruikie roer my nie. Dat is so 'n plant. As jy hom aanraak, dan stink hy. En as jy my aanraak, dan stink ek.
Dis dink ek in 'n ander sin. Ons natuurlike en aangeleerde neigings tot sonde was miskien nog nooit aan die veranderende krag van die Heilige Gees onderwerp nie. Ons lewens openbaar die afwesigheid van die Here se genade in ons harte. Ons glo nie dat die Here die krag het om 'n verandering in ons lewe aan te bring nie. Hy het die vermoë om dit te doen. Jy kan 'n baie beter mens wees en ek. Die geloof is dus uit die gehoor wat die woord sê, en die gehoor is deur die woord van God. Die woord van die Here is die medium waardeur die karakter verander word. Daarom is dit so belangrik om tyd met die Bybel deur te bring. Jesus het gebid, heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid. Wanneer ons iets in die Bybel lees en dit uitleef, begin die woord van God om elke onheilige drang in ons lewe te onderdruk. Het jy onheilige drange? Ons almal het dit, ons het 'n gevalle natuur. Maar as ons die Bybel leef en sy beginsels uitleef, dan onderdruk God se woord die onheilige drange van wat ook al. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde. Die geloof wat dan in ons harte ontstaan, werk deur liefde om ons geheel en al in sy beeld te omskep. Is dit nie mooi nie? Dis hoe die Here wil hê moet ek en jy wees. Dis dan eers wanneer die Here ons kan gebruik om sy wil te doen. Hy het 'n wil en ons het 'n wil. Ons praat van die kinders wat 'n willetjie het. Hierdie kind het 'n willetjie. Die Here se wil is die beste wil. Die krag wat aan ons gegee is, werk van binne na buite. Dit stel ons in staat om die waarheid wat ons ontvang het met ander mense te deel. Hulle moet in ons lyfstaal sien, hier is mense wat bietjie anderste is. Die waarheid van die woord van God het die krag om ons wedergeboorte te bewerkstellig. Moenie vir 'n oomblik dink dat hierdie reinheid en heiligheid nie bereik kan word nie. Ek het julle al voorheen vertel, of as ek het nie vertel het, vertel ek dit weer. In 2019 was ek in die Irakiese museum. Ons is laat. Iemand moes sy visums gaan regmaak. En ek vra vir hierdie ouetjie, hoorie so, ek wil so en so en so sien, maar ek het nie baie tyd nie, kan jy my gou na alles toe. Hy kyk my so, en hy quoteer 'n stukkie wat ek in Digging Up the Past noem. Read your Bible, read your Bible, read your Bible. En hier loop hy na al die goed wat hy vir my wys. En hy hardloop, almal kan dit hoor, read your Bible, read your Bible. En toe hy wegstap, vir Oula sê hy, read your Bible, read your Bible. Ek het al gewonder of dit 'n engel is. Maar nou, in 2024 toe daar is, nou kom weer. En hy sê, read your Bible, read your Bible. En wat hierdie klein Irakese ouetjie sê, wat ek ook vir jou sê, lees die mooiste boek wat daar is, bidend, en vra die Heilige Gees om jou te help om dit te verstaan. Hierdie waarhede reik na die hemel, en dit omsluit die ewigheid. Ons is hier met klein goedjies besig, die Here wil vir ons iets groots wys. Hulle kragtige invloed moet in die mense ervaring verweef word. Die suurdeeg moet hulle dwars deur die deeg werk. Elke fyn stukkie. Dit moet elke aspek van ons lewe beïnvloed. Wanneer ons die suurdeeg van die Heilige Gees in ons lewe toelaat, sal dit ons impulse en begeertes reguleer. Jy het gekry. Ons impuls en begeertes reguleer. Dit sal ons gedagtes suiwer en ons aangename, vriendelike en liefdevolle mense maak. Dis wat ek wil wees. Dit verhelder ons verstand en gee lewenslus. Dit vergroot ons kapasiteit om meegevoel en lief te hê. Dink daaraan. Die suurdeeg, die Heilige Gees, help ons om nog meer liefdevol te wees. Meer meegevoel met mense te hê. So spreek jy so onverskillig. Die wêreld beskou dit as 'n wonderwerk
wanneer iemand so geesvervuld kan wees. Die selfsugtige gierigaard leef net om rykdom, eer en plesier op aarde te geniet. Die heerlike hiernamaals met ewige vrede en vreugde kom nie by hom op nie. Ja, hier het ons net 'n rukkie om te leef. Daar het ons die ewigheid. 'n Rukkie se sonde en jy verloor die ewigheid. Nee. Die volgelinge van die Here sal selfverlonend vir hom werk. Selfverlonend vir hom werk. Hulle sal alles in hulle vermoë doen om mense wat sonder hoop is van Jesus die Verlosser te vertel. Alles is net 'n boekie wat jy gee. Omdat hierdie mense die ewigheid in gedagte hou, kan die wêreld hulle nie mooi verstaan nie. Hulle liefde transcendeer elke ander motief en verwerp, hierdie liefde van God, transcendeer elke ander motief en verhef ons ver bo die korrupte invloed van hierdie wêreld en ons sondige natuur. Die woord van die Here moet 'n reinigende uitwerking op elke mens hê, met wie ons in aanraking kom. Het jy dit gehoor? Die woord van die Here moet 'n reinigende uitwerking op elke mens hê, met wie ons in aanraking kom. Hulle moet sien, hier is eerlike mense. Die seedeeg van waarheid verdryf alle selfsugtige ambisies. Het jy dit gehoor? Van wetywering en die begeerte om belangrik te wil wees. Ek en jy daai seedeeg nodig. Ons dink baie keer ons is te belangrik. Ag, en as mense van ons kinders vir ons vreeslik sleg. Ware hemelse wedergeboorte is nie selfsugtig of veranderlik nie. Dit is nie van mense se komplimente afhanklik nie. Sy so graag gekomplimenteer word. Die hart wat die genade van God ontvang, loop oor van liefde vir God en vir die mens vir wie hy gesterf het. So hart streef nie om erkenning te ontvang nie. Nee, dat is geen selfsugtige ding. So iemand is nie vir ander mense lief omdat hulle hom of haar lief het en komplimenteer nie, maar omdat hierdie mense Jesus se diergekoopte besitting is. Het jy lang gedink? Elke mens is 'n diergekoopte besitting van die Here. Wanneer hy of sy se motiewe, woorde of optrede uit verband geruk word, neem hulle nie aanstoot nie en gaan maar net eenvoudig met sy of haar gewone gang. Ja. Seer maak nie saak nie, ons gaan net aan. Hy is hierdie persoon, seerdeeg mens, hy is aangenaam en betagsaam, beskeie en nederig, tog vol geesdrif en hoop. Hy vertrou gedurig weer op God se genade en liefde. Petrus maan ons, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Wees heilig, my liewe vriend, want God is heilig. Die genade van die Here moet ons hier meer en selfs ons stemintonasie beheer. Die Heilige Gees sal ons in takvolle en liefdevolle omgee mense verander. Engele sal graag in ons huise wil wees. Hoe gaan dit in jou huis? Die soet parfuum van ons lewens sal soos heilige wierook na God opstyg. Liefde word in vriendelikheid en teerheid en verdraagsaamheid geopenbaar. Selfs ons voorkoms word verander. Ek het dit gesien, ek het met die slegte mense gewerk. Wat fisies ook mooier geword het, nie net binne in hulle harte nie. Jesus in ons hart getuig van die vreugde om hom lief te hê en sy gebooie te wil bewaar. Die soete vrede van die hemel sal uit ons straal.
Gebeur dit met jou, gebeur dit met my. Gewoontes van sagmoedigheid word aangekweek. Dit is my droom, my begeerte. Die serie van waarheid maak ons mooi mense. Ons onverfyndheid raak verfynd. Onbeskoftheid maak plek vir hoflikheid. Selfsug verander in onselfsugtige vrygewigheid. Die vuil besoedelde selfsug word silwerskoon in die bloed van die lam gewas. Is dit nie mooi nie? God se lewegewende krag bring 'n lied van harmonie in ons lewens. Die mens word 'n deelgenoot van die, luister hier, goddelike natuur. Kry jy dit? Ons kry God se natuur. Wat 'n groter geskenk is dit? Jesus word deur ons voortreffelike karakters vereer. Hy moet vereer word. Wanneer hierdie veranderinge plaasvind, sing die engele en God die Vader en God die Seun juig, omdat sondaars in die beeld van God verander het. My dierbare sondaarsvriend. Dit is wat ek met my hele hart begeer. Dit is ook wat God so begeer vir jou en vir my. Kom ons nooi hom om 'n werk in ons te begin, wat ons in der ewigheid nooit in ons eie krag sal kan verrig nie. Hy wil ons mooi maak. Nou die dag, laat weer die man, sy vrou is anderste. Sy het kontak met die Here gehad. Volgende keer 'n nuwe huweliksuitrusting. En terloops die tegnikus Janine wat binnekort gaan troumaand, pas in by hierdie huwelikstoerusting. Sy werk aan haar rok, vrou in die dorp maak het reg. Die belangrikheid om met Jesus se geregtigheid bekleed te wees. Mooier as 'n mooi trourok. Liefdevolle Vader. Ons soek daai suurdeeg van die Heilige Gees om ons van binne na buite te verander. In Jesus naam. Amen.